Dankie daarvoor. Dan kom die lesing gebring het, Here. Ons weet, Here, daar waar ons gaan vir sy uitslaag. Gaan die uitslaag net positief wees in sy guns, Here. Want U het hom aangeraak, Here. Ons het gevra, ons het gebid, Here, en U het ons verhoor, my koning. En daarom kom ek volgende en ek prys die wonderlike naam af, Here. Ek bid ook so vir Here vir Rikus. Here, U ken daai man se omstandighede en ek vra, Here, dat U hom volgens sal beskerm. En Here, ek dank U daarvoor. Bid ook so, Here, van Net en Tannie Nora, en ek vra, Here, dat U Here ook sal aanraak, my Here. My dierbare koning, ek kom ook volgens my God en ek bid vir hierdie diens. Ek bid, Here, en ek vra, Here, dat U my gedagtes sal seën en sal salf vanoggend, Here. Here, dat U hand sal uitsteek, my lippe sal aanraak vanoggend, my God. Dat ek op U nie sal verdwyn, Here, dat U te voorskyn sal kom vanoggend, my koning. Here, dat U sal spreek vanoggend, Here. Net dit wat ons moet hoor vanoggend, my koning. Vader, ek dank U, Here, vir elke persoon vanoggend. My gebed is, Here, dat U by elkeen sal stil staan vanoggend, my koning. En my dierbare koning, ek maak U naam groot daarvoor. Vader, ek dank U ook, Here, vir dit wat U vandag in hierdie diens vir ons gaan doen. Dankie, Here, dat U ons gaan leer en gaan lei. En my dierbare Vader, ek bid dit volgens alles in die kosbare naam, heilige naam, almagtige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen. Ons sê die Here dat amen. Dankie vir ons dit. Kind van God, is lekker om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En ek wil volgende bietjie met julle praat oor hoe herken ons Here Jesus Christus. Hoe herken ons hom? Nie erken nie, herken. Hoe herken ons Here Jesus Christus? Ek wil vir julle vertel dat baie mense toe Jesus Christus op aarde geloop het, het hom herken oor die wonderwerke wat hy gedoen het. Baie mense het hom herken oor die klere wat hy gedra het. Maar as een persoon wat die Here Jesus Christus herken het en wat vervul is in sy moeder se skoot met die Heilige Gees, en dit is Johannes. En ek wil volgende julle skriffies gee daarvoor. Ek wil volgende julle skriffies gee. Ons gaan so 'n bietjie in die Bybel ingaan vanoggend. So ek wil vra julle moet geduldig wees. Die diens gaan dalk so 5 of 10 minute langer wees as gewoonlik. Soos ek sê, baie mense het die Here Jesus Christus herken aan die wonderwerke wat hy gedoen het. Baie mense het hom herken aan die klere wat hy gedra het. En ek wil graag vir julle ietsie wys vanoggend. Weet julle wat is hierdie? Dis 'n prayer shawl. En ek gaan vanoggend 'n bietjie oor hierdie prayer shawl praat. En dit is ook nou natuurlik deel gewees van Jesus Christus se uitrusting. Maar ek wil hê die van julle wat Bybels vanoggend by julle het, om saam met my oop te maak by Lukas 1. Lukas 1. En ek wil vir ons net so 'n paar versies daar lees, om vir julle te staaf wat ek nou vir julle gesê het van Johannes, wat reeds in sy moeder se skoot die Heilige Gees deelagtig geraak het. Ek lees vir ons daar so vanaf vers 11, Lukas 1 vanaf vers 11. Ek gaan net so 'n paar versies daar lees. Toe verskyn daar aan hom die engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontstel en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabeth, sal vir jou 'n seun baar. En jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. Hoor mooi, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds in die skoot van sy moeder af. So, hier verskyn die engel Gabriël aan Sagaria, Johannes se pa, en hy profeteer oor hom, en hy sê, die Here het jou gebed verhoor. Die Here het jou gebed verhoor, die Here gaan vir jou seun gee, jy moet hom Johannes noem. En, as jy 'n bietjie gaan lees, Numeri 6, praat God daar met Moses, en hy sê,
as die Israeliete hulle vir 'n sekere lang tyd aan hom wy, dan mag hulle ook nie wyn drink, hulle mag nie ook die druiwe drink nie, of eet nie, hulle mag nie sap van die wingerd drink nie. So as jy jou vir 'n tyd lank aan God wy, mag jy dit ook nie doen nie. En ook met die geboorte van Samson. Met die geboorte van Samson het die engel ook aan Samson se ma verskyn en vir haar ook gesê, hierdie kind moet jy groot maak in die wil van die Here, hy mag nie sterk drank drink nie, hy mag nie wyn drink nie, en hy mag ook nie van die wingerd se vrugte eet nie. So Johannes die doper was presies dieselfde. Johannes die doper was presies dieselfde. Die Here het hom sekere voorwaardes voorgelê. En ek wil ook so verder lees daar vanaf vers 39 tot 45 aan Lukas 1. En in daardie dae het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan. Daar staan, ek praat nog steeds bietjie oor Johannes hierso, wat vervul is met die Heilige Gees, julle hoor. Opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Judea. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kleintjie in haar skoot opgespring. En Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. En toe sy vervul word met die Heilige Gees, toe Johannes die doper ook natuurlik met die Gees van God vervul. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug in jou skoot. So dadelik het sy geweet dat Maria ook natuurlik, toe sy vervul word met die Heilige Gees, het sy geweet dat Maria ook Jesus Christus in haar skoot het. Maar kyk, toe die geluid van jou gegroet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring, en salig is sy wat geglo het, want die dinge wat die Here aan haar gesê het, sal vervul word. Nou kind van die Here, die woord van God sê nie vir ons, vandat Johannes gebore is en Jesus Christus gebore is, totdat hulle mekaar weer gesien het. Wat was die tydperk wat hulle van mekaar af weg was, tot hulle mekaar weer gesien het? Maar die woord van die Here wel vir ons sê in Johannes 1 vers 15 en 35, Johannes 1 vers 15 sê, en Johannes het die woord en die evangelie volgens Jesus Christus verkondig, en hy het die koms van die Messias aangekondig vir die mense. En in vers 36 staan daar, toe hy Jesus Christus sien, het hom dadelik herken, en hy het gesê, hierdie is die lam van God. Hierdie is die lam van God. So, van sy geboorte af, voor sy geboorte, is Johannes die doper gevul met die Gees van God, met die Heilige Gees van God. En toe hy hom sien, na hoeveel jare, het hy dadelik geweet, hierdie is Jesus Christus, dis die lam van God, dis die lam van God. Nou kind van die Here, ek wil vir julle vertel vanoggend, baie mense, soos ek sê, het geweet van die Here Jesus Christus. Hulle het geweet dat die Here Jesus Christus wonderwerke gedoen het. Hulle het geweet, soos die mense gepraat het, soos as ek vandag vir julle gesê het, Picasso het bestaan. Picasso het bestaan. Want sy skilderye sal daarvan getuig. Sy skilderye sal daarvan getuig. Maar die geskiedenis van ons Here Jesus Christus getuig vir homself. Getuig vir homself. Die woord van God getuig vir homself. Die wonderwerke wat die Here Jesus Christus gedoen het, getuig vir homself. Dis mense in hierdie kerk wat groot wonderwerke al beleef het. Groot wonderwerke, genesing ontvang het. Mense wat aangeraak is deur die Heilige Gees. Almal van ons, as ons vir die Here vra om 'n gawe te kry, dink ek almal in hierdie kerk vandag sal vir die Here vra, Here, ek soek tale. Nie waar nie. Almal wil baie graag, Here, ek wil graag in tale bid. Here, ek wil graag in tale kan bid en uitlê. Here, ek wil graag tale kan uitlê. Maar die woord van die Here sê, as jy in tale bid, is dit gesprek tussen jou en die Here jouself. Jy stig jouself. Maar wanneer jy kan profeteer, stig jy 'n gemeente. Nie waar nie? Amen. Wanneer jy kan profeteer, stig jy 'n gemeente. So ek wil vir jou sê, as die Here se wil daarby is, sal ek bietjie eendag preek oor tale. En die tale wat almal verstaan.
Soos ek sê, as die Here se wil daarby is, sal ek bietjie eendag oor preek. Maar baie van ons moet onthou, verskillende gawes gaan saam met verskillende dinge van die Here. So, as jy gawe het vir bid gaan saam met genesing. Bid gaan saam met profesie. Praise and worship gaan natuurlik saam met profesie. Want wanneer jy lekker praise and worship en jy het 'n oop kanaal tot God, dan is dit wanneer die Here met jou lekker in jou hart praat. En dan kan die Here vir jou dinge openbaar. In Efesiërs 3 sê die Here daar, skryf Paulus daar, hy sê die geringste van die heiliges, dis ek Paulus, openbaar God dinge aan my wat hy nie eens aan die engele openbaar nie. So, moenie altyd vir die Here vra, Here, gee my net tale nie. Wanneer jy vir die Here Jesus iets vra vir die Here om vir jou al die gawes te gee. Want as die Heilige Gees van God deelagtig is hy veronderstel om al die gawes te moet hê. En ek verstaan, daar is sekere gawes en sekere mense wat baie sterker is as ander gawes, maar dit is soos fietsry. Hoe meer jy fietsry, hoe beter word jy daarin. Gawes werk presies dieselfde. Hoe meer jy dit toepas in jou lewe, hoe beter word jy daarin, hoe meer investeer die Gees van God daai gawe in jou lewe. Almal van ons hier vandag weet, Pastoor Johannes se bidde. Hy kan bid, daai man. Jy weet, dit is lekker om saam met hom te bid, want hy's 'n man wat kan bid. En ek dink as mense hom toelaat, sal hy die hele dag bid. So dis een van sy gawes daar. Alhoewel ons altyd se gawe en sy bediening genesing is, het Pastoor Johan 'n groot gawe van bid gekry. So, ek dwaal so 'n bietjie van my preek af, maar ek voel net die Here lê dit op my hart dat ek dit vir julle sê. Maar ek wil tog vir julle sê, daar sekere dinge wat die Here Jesus Christus gedoen het op hierdie aarde, soos om mense te genees. Baie mense het gehoor daarvan. Baie mense het dit nie gesien nie. Hulle het gehoor daarvan. Soos mense wat praat. Jy weet, nou kom hy in 'n sekere dorp, dan raak hy iemand aan daar, hy maak hy persoon gesond, en dan, soos die Engelsman sê, good news travels fast. Jy weet, so dan versprei daai goeie nuus. Versprei dit en sê die Messias is op pad dalk na julle dorp toe. En as hy daar kom het hy mense aangeraak en hy het hulle genees. En dis hoe mense hom herken het. Mense het die Here Jesus Christus herken deur die wonderwerke wat hy gedoen het. Natuurlik een van die wonderwerke wat hy gedoen het is die visse en die brood. Die 2 visse en die 5 brode wat hy 5000 manne, dit woord van die Here sê 5000 manne, het hy dit natuurlik 2 keer gedoen in sy lewe. Hier op aarde, 5000 manne. Maar dit praat nie van die vrouens en die kinders wat daarbey is. Dit praat net van die manne. So as jy 'n man en 'n vrou vat, is dit klaar 10.000. As hulle elkeen 2 kinders gehad het, is dit 20.000 mense, jy weet. Dat die Here Jesus Christus met 2 visse en 5 brode gevoed het. En daar het natuurlik 12 mandjies oorgebly. So die wonderwerke wat Christus Jesus gedoen het, dis hoe mense hom herken het. En natuurlik aan sy klere dra. En soos ek vir julle sê, daai prayer shawl is 'n groot deel van Christus Jesus se kleredrag gewees. En die klere wat die Here Jesus Christus gedra het, is 'n patroon. As die vrouens sal weet waarvan ek praat, baie keer dan gaan jy na Happy Hyper toe, dan koop jy 'n patroon, dan gaan jy huis toe en sny dit uit op materiaal en maak jy vir jou 'n mooi rokkie of 'n langbroek of 'n T-shirt of 'n hemp of wat ook al die geval mag wees, maar jy het 'n patroon om dit te doen. Nou daai patroon van die Here Jesus Christus se klere is deur God self gegee. En ek wil hê jy moet asseblief my oopmaak saam by Exodus 28. Exodus 28. Ek gaan dit gou vir julle lees. Dat die Here self het daai patroon gegee om die Here Jesus Christus se klere te maak. Exodus 28.
Ek wil vandag vir julle baie bekende deel uit die woord van God uit lees. Ek weet baie mense lees dalk nie die Ou Testament in vandag se lewe nie. Maar dis nie die bekende deel wat ek graag vir julle wil lees, want ons gaan nou weer teruggaan na die Nuwe Testament toe. Maar ek wil vir julle hierdie sê, hier gee God die patroon van hoe Jesus Christus se klere gelyk het. Eksodus 28, die heilige klere. Hy gee hierso vir Moses 'n opdrag om vir Aaron, omdat Aaron ook 'n priester was, klere te maak. En hierdie patroon het hulle gevolg met die Here Jesus Christus se klere ook, en ek gaan nou vir julle die skrif gee daarvoor. Ek lees daarvan op vers 5. Hy sê, en hulle moet die goud en die pers en die purperrooi en die bloedrooi stowwe en die fyn linne neem, en hulle moet dit skouerkleed maak van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne en as kunstige werk. Dit moet 2 skouerstukke hê wat aan mekaar vas is. Een van bo ente moet dit saamgevoeg word, en die band wat daaraan is om vas te bind met dieselfde werk, en daarmee saam uit een stuk wees van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. Ek lees ook vir ons vers 32. En die opening vir die hoof moet in die middel daarvan wees. Rondom die opening moet 'n soem van wewerswerk wees, soos die opening van 'n pantser moet dit daaraan wees, dat dit nie kan skeur. Dat dit nie kan skeur nie. 'n Kind van die Here, as ons kyk na die Nuwe Testament, en ons kyk na die Here Jesus Christus se kruisiging, die manne, toe die soldate Jesus Christus gekruisig het hulle sy boekleed, het hulle gevat en in vuur gesteek. Maar hierdie, wat ek nou vir julle gelees het, sy onderkleed. Onthou, toe hy voor Pontius Pilatus is en hulle het hom gegeesel, het hulle sy klere uitgetrek. En die woord van die Here sê vir ons, hulle het natuurlik vir hom 'n purperkleed aangetrek. En voordat hy gekruisig is, het hulle, sê die woord van God vir ons, hulle het sy eie klere weer vir hom aangetrek. En toe by die kruis, toe die soldate hom gekruisig het hulle sy boekleed uitgetrek, en dit in vuur gesteek, sodat die soldate wat daar was, al 4, elkeen 'n deel kon gekry het, maar sy onderkleed, hierdie wat ek nou vir julle gelees het, van vers 32, wat soos 'n pantser was, wat nie kon geskeur het nie, het hulle gesien, hierdie ding is baie sterk, en hulle kon hom nie geskeur het nie, en dis kom hulle gesê het, laat ons die lot val, en op wie die lot ook al val, kan die klere van ons Here Jesus Christus kry. Wow, daai tyd was dit nie hele Christus nie, maar ek sê vir julle, toe die lot op daai sekere ou geval het, het hy die klere gekry van die Here Jesus Christus. Nou, soos ek vir julle sê, is dat ek wil vir julle baie bekende deel lees in die Nuwe Testament, en ek wil hê julle moet asseblief vir my oopmaak by Markus 5. By Markus 5, die van julle wat Bybels het hier so asseblief, by Markus 5. En almal van ons ken hierdie gedeelte. Dit is 'n baie bekende gedeelte. En daarom sê ek, baie mense het die Here Jesus Christus net erken aan dit wat hy gedoen het en aan sy klere dra, aan sy klere dra. Nou, hierdie prayer show, as jy 'n bietjie navorsing gaan doen oor hierdie ding, sal jy sien, ek gaan nou probeer oor my hoof gooi, soos dat die priesters van daai tyd, al die Jode wat priesters was, het hom gedra, en aan hierdie band moes op sy voorkop gewees het so, en so het hy met hom geloop, en dan het hy nou natuurlik sy kleed aan goed aangehad, en dan het sy hande maar vry gehang, so hulle het hom erken aan dit wat hy gedra het. Maar wat baie opvallend is van hierdie prayer shawl, is dat al 4 hoeke van hom het 'n versie op. En ek gaan nou vir julle 'n bietjie die skriffies van hierdie versies gee, maar ek wil eers vir julle lees van Markus 5
vanaf vers 25, soos ek vir julle sê, is 'n baie bekende gedeelte, maar almal van ons ken dit. Hy sê, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeding gehad het, en veel onder baie geneeshere en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor, soos ek nou vir julle gesê het, sy het gehoor, dat die Here Jesus Christus kom na my dorp toe. Die Here Jesus Christus kom na my dorp toe. Het van Jesus gehoor, en onder die skare van agteraf gekom, en sy kleed aangeraak. Hoe het sy geweet is hy? Hoe het sy geweet dat dit die Here Jesus Christus is, as sy van agteraf gekom het, en sy kleed aangeraak het? Hoe het sy hom herken? Sy het dan nie sy gesig gesien nie, die woord van God sê nie vir ons, dat sy het na hom toe gegaan en van vooraf hom gesê, Here, hier is ek nou, asseblief, hierdie is my probleem nie, maak my gesond. Nee, dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Die woord van die Here sê, sy het van Jesus gehoor, en onder die skare mense van agteraf gekom, en sy kleed aangeraak. 'n Kind van God, baie belangrik is, jy nou 'n bietjie navorsing gaan doen oor hierdie ding, sal jy sien, dat hierdie is eintlik die tosseltjie waaraan sy geraak het. Sy het nie fisies aan die kleed van Christus geraak nie, maar soos hierdie preesjou oor Christus se hoof was, het sy gekom van agteraf, en sy het een van hierdie tosseltjies gevat, en sy het dadelik geweet aan wie sy vat. En Christus Jesus het ook dadelik geweet, toe iemand aan hom vat, want hy het dadelik omgedraai en gesê, en ons almal ken die verhaal, hy het dadelik omgesê en gesê, wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? En sy disippels het gesê, maar Here, almal stamp en stoot hierso, so dit kan enigiemand wees wat jou aangeraak het. En hy het gesê, nee. Want Christus het gevoel die krag van genesing wat uit hom uitgaan. Die krag van genesing wat uit hom uitgaan. 'n Kind van die Here, soos ek sê, hierdie vrou het Jesus nog nooit gesien nie. Sy het gehoor van hom. Maar toe hy instap, het sy hom dadelik herken aan die kledingstukke wat hy gedra het. Van agteraf het sy hom herken, want dit was die patroon van die kledingstuk wat God vir hom gegee het. En as jy 'n bietjie verder gaan lees van die kruisiging van die Here Jesus Christus, sal jy sien toe die lot op die soldate val, sê die woord van God vir ons, dit moes so gewees het, sodat die profesie en die woord wat God oor Jesus Christus uitgespreek het, tot waarheid kan kom natuurlik. En dis hoe dit so moes gewees het. Maar hierdie vrou, kind van die Here, het geweet, as sy aan hierdie man vat, aan hierdie Christus Jesus vat, aan daai tosseltjie vat, dan weet sy, dat genesing is vir haar daar. En ek wil vir julle sê, dat elke boekie van daai preesjou het 'n versie op, 'n versie van genesing. Maar die een wat vir my baie uitgestaan het, is Matteus 14 vers 36, en hulle sê daar, en hulle het hom gesmeek, dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak, en almal wat dit aangeraak het gesond geword. Almal wat dit aangeraak het gesond geword. So, wat het hulle gedoen? Hulle het die Here Jesus Christus gesmeek, om net aan hierdie te kan raak, sodat hulle genesing in hulle lewe kan kry. En onthou, genesing is nie net soos die vrou wat in bloedvloeiing gelei het nie. Genesing kan enigiets beteken. Genesing kan beteken vir jou huwelik. Genesing kan beteken vir jou finansies. Genesing kan beteken vir jou besigheid, vir jou verhouding, vir enigiets. Dit gaan nie net oor liggaamlike genesing, maar natuurlik, as jy liggaamlike genesing gekry het by die Here Jesus Christus, het die res van die goed alles vir jou in plek geval. Het die res van die goed alles vir jou in plek geval. 'n Kind van God, dis hoe hierdie mense die Here Jesus Christus herken het. Aan die wonderwerke wat hy gedoen het. Aan
aan die genesing wat hy plaasgevind het. Die klere wat hy gedra het, die klere wat 'n patroon gevorm het wat God self vir hom uitgelê het. Hoe herken ons as kind van God vandag die Here Jesus Christus uit? Ek was maandag by pastoor Johan, ek het 'n bietjie met hom aan praat en sy vrou kom na in die studeerkamer en sy sê, kom julle nie altyd Dinsdag in ons doen? Ek sê, nee, ek is hier vir 'n bietjie berading. Toe las hy verby. Maar ek sê vir pastoor Johan, ek sê, weet mense sê, wat sal jy doen? Of wat sal jy vir Christus Jesus sê, as hy voor jou staan, jy kan net 5 minute met hom praat. Maar jy kan elke dag 5 minute met God praat. Elke dag kan jy 5 minute saam met die Here Jesus Christus spandeer. Elke dag kan jy dit doen. Weet jy, die eerste van alles is, Jesus Christus, dat die land toe teruggaan waar hy gebore is, waar hy groot geword het. Toe daai mense hom sien, en hy probeer met hulle praat, en hy probeer die evangelie aan hulle verkondig, en hy probeer wonderwerke daar doen. Die woord van God sê vir ons, hy kon min wonderwerke daar gedoen het, en almal het hom uitgelag. Die Engelse Bybel sê dit so mooi, hulle sê, but who do you think you are? You are just the son of a carpenter. And your sisters has been with us. Die Engelse Bybel sê dit so mooi. En toe Christus Jesus al weggeloop sê vir sy disippels, 'n profeet word in sy eie land nie geken. Nou, hoe het daai mense die Here Jesus Christus gesien? Hoe sien ons as kinders van God vandag? Hoe sien ons die Here Jesus Christus? Die Here sê, as jy die geringste help jy hom. Kind van die Here, ek wil afsluit vanoggend en ek wil vir jou vra, en hierdie is nou net 'n rhetorical question, asseblief jy jouself gaan ondersoek vandag in jou hart, en ek wil vir jou vra vandag, as die Here Jesus Christus in jou midde staan, gaan jy hom ooit herken? Gaan jy ooit weet met wie jy te doen? Gaan jy ooit weet dat dit is die Messias? Gaan jy ooit weet dit is die man, die almagtige God, wat as jou lewe reg is met hom, hy eternity saam met hom gaan spandeer? Gaan jy ooit weet dat God alles vir jou kan doen as hy in jou midde staan? Dis hoe Matteus 6:33 ons sê, eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek wil vandag vir jou sê, is jy bereid as kind van God vandag om God te herken en jou hand uit te steek en dan daai tosseltjie te vat om genesing te kry vir wat jy nodig het vandag? Maak nie saak wat so genesing jy vandag nodig het. Maar as jy bereid is om jou hand uit te steek en vir die Here te sê, Here, ek weet wie jy is. Ek het U herken. Aan die liefde, aan die genade, aan dit wat U vir my doen, elke dag van my lewe. En daarom kom ek vandag, en Here, ek steek my hand uit, en ek vat aan hierdie tosseltjie vir genesing. Amen. Kom ons lei die woord aan wat ons saam. Dierbare Koning, Vader, dankie. Dankie, Here, dat ons U kan herken vanoggend by God. Dankie, Here, dat ons hand kan uitsteek vandag. En die Here net aan U kan raak. Dankie, Here, dat U vir ons genesing gee in elke aspek van ons lewe vandag. Dankie, my dierbare Koning, vir dit, Here, dat U vandag vir ons gaan doen. Dankie, Here, dat elke persoon hier teenwoordig vandag bereid is, Here, om net sy hand uit te steek. En ook aan U te kan raak, my Here,
Daarom kom ek vandag my God. En ek spreek genesing van die Allerhoogste God oor elke persoon teenoor hierso. Vader, my gebed is, Here, dat die wat sy hand nou uitsteek, Here, dat die genesing sal bring, Here. U weet, Here, U ken elkeen se hart vanoggend. En daarom kom ek vanoggend my God en ek vra, Here, dat U elkeen se hart vanoggend sal ondersoek, Here. En Vader, dat U vir elkeen die nodige genesing gee vanoggend, Here. En my dierbare Koning, ek dank U daarvoor. Vader, ek kom ook vanoggend en ek maak U naam groot, Here, en ek kan bid, Here, ek dank U vir U woord vanoggend, my Koning. My dierbare God, vra, Here, dat U die res van hierdie dag net in ons lewe sal investeer. In ons harte sal inspraak maak, in ons lewe sal inspraak maak, my Koning. En my dierbare God, daar waar ons twyfel, my Koning, dat U ons dit sal toelaat, Here, om weer aan U te kan raak, my God. Here, ek dank U daarvoor, in die wonderlike naam, almagtige naam, heilige naam, van ons Here Jesus Christus alleen. Amen, amen, amen. Kom ons gee die Here 'n applaus.